Baie welkom by nog 'n koffiekuier. Ons het verlede week begin om te kyk na die brief Filemon in die Nuwe Testament. En ek het aan julle gesê dat ons so ietsie nuuts probeer om te kyk of ons die koffiekuiers op 'n Dinsdag so kan inrig dat dit ook sal gebruik kan word in groepe waar ons kyk na 'n bietjie meer in detail en dieper insig in die woorde wat ons in die Bybel lees. So verlede keer het ons gekyk na Filemon en ek het 'n klomp agtergrondinligting gegee rondom die brief Filemon. Vandag gaan ek saam met jou deur 'n paar vrae werk. Die vrae sal ook saam met hierdie video gepost word, sodat jy ook op jou eie daardeur kan gaan. Maar kom ons sluit net eers die oë. Here, dankie dat ons in hierdie brief kan lees van genade, grondskuivende genade. Dankie Here dat ons in diepte na u woord kan leer en luister en kan lees en wil u gee dat deur u gees dit ook in ons harte kom lê en dat ons nie kan verstaan en nie kan leef. Gee vir ons die insig en die wysheid wat ons kort kom om u woord te kan lees. Amen. Ek gaan saam met jou deur die teks lees, is 'n baie kort briefie wat net uit een hoofstuk bestaan en daarna gaan ons deur 'n paar vrae werk dan om te sê maar hoe verstaan ons hierdie teks in ons wêreld vandag. Van Paulus, 'n gevangene ter wille van Christus Jesus en van ons broer Timoteus, aan Filemon, ons vriend en medewerker, en aan ons suster Afia en aan Agrippus, ons medestryder, en aan die gemeente wat gereeld in jou huis bymekaar kom. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Filemon se liefde en geloof. Elke keer as ek bid, dink ek aan jou en dank ek my God, omdat ek hoor van die liefde en trou wat jy aan die Here Jesus en al die gelowiges bewys. My bede is dat die gemeenskap wat jy deur die geloof met ons het, jou 'n dieper insig sal gee in al die goeie dinge wat ons vir Christus kan doen. Jou liefde het vir my groot vreugde en bemoediging gebring, omdat jy, broer, die harte van die gelowiges verkoop het. Paulus pleit vir Onesimus. Daarom, al het ek in Christus die volste reg om jou op jou plig te wys, doen ek liewer 'n beroep op jou op grond van die liefde. Dit doen ek, Paulus, wat 'n ou man is en nou ook 'n gevangene ter wille van Christus Jesus. Ek doen 'n beroep op jou in belang van my kind Onesimus. Hier in die gevangenis het ek sy geestelike vader geword. Voorheen was hy vir jou nie bruikbaar nie, maar nou is hy baie bruikbaar, sowel vir jou as vir my. Ek stuur hom na jou toe terug en my hart gaan saam met hom. Wat my betref, ek sou hom graag by my wou hou, sodat hy in jou plek vir my kan dien, terwyl ek ter wille van die evangelie 'n gevangene is. Maar ek wou niks sonder jou instemming doen nie, sodat jou weldaad nie uit dwang sou wees nie, maar uit vrye keuse. Miskien was hy 'n kort tydjie van jou af weg, juis sodat jy hom vir altyd sou terugkry. Nou nie langer net as 'n slaaf nie, maar meer as 'n slaaf, as 'n geliefde broer. Dit is hy besonderlik vir my. Hoeveel te meer sal hy dit dan nie vir jou wees nie, as mens en as broer in die Here. Dus, as jy my as 'n deelgenoot in die geloof beskou, ontvang hom net soos jy my sou ontvang. As hy jou enige skade aangedoen het, of iets skuld, sit dit op my rekening. Hier skryf ek, Paulus, met my eie hand. Ek sal betaal. Ek hoef jou natuurlik nie daaraan te herinner dat wat jy is, jy aan my te danke het nie. Ja, broer, in die naam van die Here, bewys my hierdie guns. Maak my hart bly, soos 'n broer in Christus. Ek skryf van jou in die vertroue dat jy sal doen wat ek vra. Ek weet ook dat jy selfs meer as dit sal doen. Hou sommer ook vir my 'n huisvesting gereed, want ek hoop dat God in antwoord op julle gebede my aan julle sal teruggee. Groete en heilwense. Epaphras, wat saam met my ter wille van Christus Jesus 'n gevangene is, stuur vir jou groete. Ook my medewerkers, Markus, Aristarchos, Demas en Lukas stuur groete. Die genade van die Here Jesus Christus sal by julle wees.
Ek het dit dan gelees uit die 1983 vertaling. Hierdie brief wat Paulus skryf uit die gevangenis in Rome, saam met die ander gevangenisbriewe, soos Kolossense en Efesiërs, skryf Paulus so 60 na Christus, en hy stuur dit aan Filemon. Filemon het 'n slaaf besit, en die slaaf se naam is Onesimus, en Onesimus loop weg. En dan ontmoet Onesimus vir Paulus in die tronk, en Paulus en Onesimus bou 'n geloofsvriendskap op. Paulus beskryf Onesimus as dat hy die vader is van Onesimus, 'n geloofsvader. En nou stuur hy hom terug en doen 'n beroep op Filemon om hom terug te ontvang as 'n broer in die geloof. So, kom ons kyk na 'n paar vrae vandag. Filemon bly 'n spieël vir die kerk. Hoe hanteer ons mense wat ons seer gemaak het? So hierdie slaaf loop weg, hy's niks werd nie. Hoe hanteer ons mense wat ons te nagekom het? Dis die vraag waarmee ons vandag worstel. As ons na hierdie brief kyk, sien ons Paulus doen 'n beroep op ons liefde wat ons in Christus het, en hoe ons mense moet vergewe, en hoe ons daarna moet kyk, en nie net vergewe nie, op 'n manier ook terug liefde bewys, en dis nogal 'n groot sprong wat Paulus hier maak. Kan ons werklik vergewe, of hou ons die kettinge van skuld ons vas? Ek dink as ons praat oor vergifnis, is dit belangrik dat ons vir mekaar sê dat vergifnis doen ons eintlik vir onsself. Vergifnis maak my los van hierdie wrok wat ek teen iemand het. Vergifnis gee dat ek vry kan lewe. Vergifnis is nie soos die spreekwoord sê, vergeet en vergewe nie. Ek sê dikwels dat vergifnis is om op 'n nuwe manier te onthou. Om te sê, ek onthou dat jy weggeloop het, maar ek kies om op 'n nuwe manier daaroor te dink. Ek kies om op 'n nuwe manier te onthou. Soos Paulus sê, jy het vir my niks beteken nie, maar as ek jou terugvat as broer, is daar dalk 'n nuwe verhouding wat kan ontstaan. So ek onthou, maar ek onthou anderste. Ek gee nuwe inhoud. Want om te vergeet is nogal baie moeilik, want ons as mense kan nie negatief dink nie. Ek kan nie vir jou sê, moenie aan 'n olifant dink nie. Dan dink jy onmiddellik aan 'n olifant, want dis hoe ons breine aan mekaar gesit is. So as ons wil vergewe, moet ons op 'n nuwe manier leer dink en onthou. Die brief wat sê, jou geloof is net so eg soos jou genade. Dis nog 'n groot stelling om te maak, is dat jou geloof is net so eg soos jou genade. So hier's 'n paar vrae. Wie is die hoofkarakters? En as jy oor die hoofkarakters dink, oor Filemon, Paulus, Onesimus, hoe sou jy hulle beskryf? Hoe dink jy oor hulle? Met wie identifiseer jy? Watter verhouding bestaan tussen Filemon en Onesimus? En hoekom is dit so belangrik vir hierdie boodskap? In ander woorde, daai geloofsverhoudings wat ons maak. Watter invloed het dit op ons lewens? En hoe skuif dit die manier hoe ons dink oor ander mense wanneer ons 'n geloofsverhouding met iemand het, wat dalk uit 'n ander sosiale stand of uit 'n ander omgewing as onsself kom? Lees vers 16. Wat beteken dit vir jou om iemand nie meer as 'n slaaf nie, maar as 'n broer te ontvang? Gelowiges, dit beteken dat ons anders dink oor mense se status, oor wat mense werd is. In die antieke wêreld sal dit beteken het dat Paulus vir Filemon vra dat hy nie meer aan Onesimus as 'n besitting dink nie, maar aan Onesimus as 'n mens dink. 'n Mens met regte. 'n Slaaf het nie regte gehad nie. As ons dink oor diepsinnige vrae, en ek gaan net so hier en daar een saam met jou kyk, jy kan self deur die vrae werk aan die onderkant. Wat leer Paulus se manier van skryf? Met ander woorde, die trant van sy brief vir ons, oor hoe Christene met mekaar moet omgaan wanneer ons oor sensitiewe sake praat. Daar's baie moeilike goed vandag ook in die kerk op die tafel. Hoe praat ons met mekaar? Is ons afbreekend? Probeer ek die ander ou se standpunt sien? Is ek bereid om aan daai kant van die tafel te gaan staan en te hoor hoe hy hoor en te sien hoe hy hoor? Of dryf ek net my eie manier van sien en my eie manier van doen? In watter opsig roep Paulus Filemon om te doen wat teen sy kultuur en status indrys? Ek het nou al 'n paar maal gesê dat hierdie 'n groot skuif was in terme van hoe ons dink oor slawe en mense. Hoe sien jy die beginsel van genade bo wet in hierdie brief? So, genade en die wet. Onthou,
In die bergpredikasie kom sê Jesus, hy vat nie die wet weg nie, maar die wet word deur genade dieper geleef. En dit is nogal 'n punt wat ons mooi moet oordink. Jesus sê, ek het gesê, jy mag nie moord. Die wet sê, jy mag nie moord pleeg nie, maar ek sê, selfs as jy dink, om iemand dood te maak, het jy reeds moord gepleeg. So hoe dink ons oor hierdie? Hoe spreek die brief tot ons konteks vandag, waar mense soms vasgevang is in ons en hulle, en oor denke oor wrokke? Hoe dink ons oor wanneer ons sê, dis hulle is in 'n ander denominasie, hulle is in 'n ander geloof, met ander woorde, hoe dink ons oor ander gelowe, soos die moslems, die jode, die hindoes, wat is daai gesprekke, en hoe dink ons oor mense wat in 'n ander volk is, 'n ander kultuur van ons is? Hoe werk ons met daardie mense, as ons dink aan hoe Paulus hierdie brief skryf? Wat is die gesindheid wat ons moet hê? Onthou net, nêrens sê Paulus dat Onesimus reg opgetree het nie. Paulus sê nie, vat Onesimus terug en sê, well done Onesimus, jy het weggeloop as 'n slaaf, mooi gedoen nie. Paulus sê, Onesimus is 'n fout gemaak. Hoe dink ons na die fout? Hoe dink ons nadat Onesimus besef het, hy droog gemaak en tot geloof kom en op 'n nuwe manier begin lewe? Dit gee nie vir Onesimus die groen kaart om weer weg te loop en weer droog te maak nie. So dit is belangrik om ook daai konteks net te hou. Toepassingsvrae vir ons dag vir vandag. Wie is Onesimus in jou lewe? Wie is die ou wat weggeloop het, wat droog gemaak het, wat jou seer gemaak het, wat jou te nagekom het? En hoe is die proses? Hoe sal die proses loop om daardie persoon in te nooi? Wie is dalk jou Filemon? Iemand wat vir jou herinner daaraan dat jy nodig het om reg te maak. Wie is die ou wat hier in jou oor sit? Jou gewete wat vir jou sê, jou geloofsbroer wat sê, ons moet op 'n nuwe manier hanteer. Paulus skryf namens iemand anders, hoe kan jy vandag 'n brugbouer wees tussen mense wat nie meer met mekaar praat nie? Dalk is daar iemand in jou familie, iemand in jou vriendekring wat so kwaad is, dat hulle nie meer wil gesels nie. Wat beteken dit vir jou dat Paulus self sê, as hy in jou iets skuld, skryf dit op my rekening? Hoe wys dit na Jesus en sy kruisdood vir ons? Met ander woorde, Paulus sê, Onesimus het droog gemaak, hy het weggeloop, hy het jou iets gekos, ek Paulus sal betaal, want ek is sy geloofsvader. Is jy bereid om partymal in te staan vir iemand anderste, en dink daaroor hoe Jesus sy lewe vir my en vir jou kom gee het, sodat ons deur geloof en genade 'n vrypas het tot die hemel. Want nou kyk God nie meer net na my as sondige mens nie, maar hy kyk na my deur die bril van Jesus Christus wat sy lewe kom gee het. En omdat ek daai genade ervaar en beleef het, vra dit ook vir my op 'n ander manier na ander mense om my te kyk. En wat sou gebeur as elke gemeente vandag begin leef soos asof Filemon 1:16 werklik waar is? Ontvang hom nie meer as 'n slaaf nie, maar as 'n geliefde broer. Hoe sou dit lyk as ons as gemeente vir mekaar sê, kom ons kyk na mense wat ons te nagekom het. Kom ons kyk na mense wat weggeloop het. Hoe nooi ons hulle terug? Hoe het ons hierdie gesprek? En as ons nou dink spesifiek in die kerk, op die oomblik, in die NG Kerkkring, hoe praat gemeentes met mekaar? Party gemeentes wat tolereer, wat kwaad is, en sê maar, ons hoor nie God reg nie, ons hoor nie die woord reg nie. En 'n ander gemeente wat vasstaan en sê, maar julle verstaan nie die genade reg nie. En hoe hierdie gemeentes en gemeentelede met mekaar praat. Het ons nie iets te leer in die brief van Filemon, en sê maar, ek hoor, daar was 'n fout, ek hoor, daar was verkeerd, maar in geloof en in liefde hoor ons mekaar anderste, praat ons anderste. Hierdie vraag gaan onder aan hierdie teks wees, en as jy enigstens meer wil vra of meer wil weet, is jy baie welkom om my te kontak. My e-posadres sal ook daar wees, sodat ons in gesprek kan tree. En nooi ook medegelowiges om saam met jou in gesprek te tree, wanneer jy na hierdie 2 dele kyk. Eers die inleiding en die agtergrond van hierdie brief, en dan ook die vrae. Mag jy regtig op 'n geloofsreis gaan, as jy hierdie brief Filemon lees, van slaaf na broer. Kom ons bid saam. Dankie Here dat ons hierdie brief het, en dat dit ons vanoggend so 'n bietjie oor die vingers kom tik, oor hoe ons na medegelowiges kyk, en hoe ons na mense kyk wat ons te nagekom het.
Mag hierdie vrae iets in ons losmaak en mag ons iets van u genade verstaan wanneer ons besef dat u alles vir ons kom gee het en dat ons dit regtig ook nie verdien het nie. En mag ons met dieselfde oë na mense om ons kyk wat ook nie verdien nie en mag ons met daai genade leef. Amen.